Dit is my vreugde, oh my God, dit is my vreugde, oh my God, in the Lord, in our praise, oh, it is my vreugde, oh my God, dit is my vreugde, oh my God, in the Lord, in our praise. Maar die God wat ek dien het lewe. Amen. Ja, jy moet mekaar vashou. Jy moet mekaar vashou. Want hier gaan ons nou joy vooraan voor die Here. Amen. Ek sê, ek weet nog nie wie die musiekleier is en ek het daar nie, maar hoe sort dat out? Work in short while, hoe sort dat out? Maar ek wil vir jou sê, jy lyk my maar baie sien vanmorgen. Maar net, ek praat met die hele twee. So kom ons doen dit. Die Bybel sê, die blydskap van die Here is my beskik. En dis my vreugde, oh my God, in the Lord, is my vreugde, oh my God, in the Lord, in all the praise, oh, and dis my vreugde, oh my God, in the Lord, oh my God, in the Lord, in all the praise. Whoa,
eerste van alles jou sakdoek uit. Jou sakdoekie haal jy uit. En dan sit jy om een kant. En dan dit wat nou agter bly. Alles. Gee jy vir die werk van die Here vanmôre. Die ouderlinge, die Jakob gaan vir ons die gawes en die offerandes en jou tiendes opneem. En ek wil vanmôre hê dat jy sal afstaan op God se wil. Ons speel nie vir geld nie. Dis jou opdrag. En ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat God sal elke sent wat jy in jou sakkie sit, gaan God jou voorneem. Hoe blymoedig is jy vanmôre om vir die werk van die Here te doen? Baie dankie ouens. Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand. Maar hier is die môre. Tot die donker agteraan. Asemrowend is die werke van sy hand. Maar hier is die
Om Johannes die hele 78, almal maak 10 jaar oud. En hele 78 jaar oud vandag. Die Here is goed vir hom. Die Here, hy kom 'n lang pad met hulle saam al. Om Johannes by die vorige gemeente waar ons op was, so oud as wat hy is, plat op sy jack gaan sit en vloere gestuur saam met Koba. En net hulle kant gebring, maar dit lei weg, steek my ek en dan so. Nee, ek reg. Kom Johan baie geluk mag deur vir jou. Kom ons gee vir hom 'n lekker hand klap. Dankie Sherry. Amen. Wanneer jy vir en die week tot hier kom Sherry nog kom terug. Wat sê jy laas week voor? Ek kan nie sê nie, ek was nie. Ek pleit onskuldig. Ek pleit onskuldig, is nie my skuld. Ja. Iemand moet die skuld kry, dis nie ek en dit gaan op die show nie. Ja, jy was nie laas week nie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Nee, jy bestaan nog nie daai tyd met al die families kry so saam met die birthday girl. Ja. Dankie man. Baie geluk, ja, met jou verjaarsdag hier. Ja, ek wil ek al dit. Alright. Ek wil al sê hier, ek wil net staan vir julle lees. Ja, man, jy kan nie so lees. Jy kan nie so lees. Ek hier net ons het Goed, baie dankie. Heb je gesing? Amen.
het hom net lekker groot, wonderlik goed, en hy's awesome. Is lekker om die Here te dien. Ons is nie almal engeltjies nie. Ek is die eerste ou wat sê ek is nie engeltjie nie. En daarna sal Koba vir jou ook sê ek is nie engeltjie nie. En daar het daai kleintjie dit ook nou net gesê. Maar oom is nie engeltjie nie. Maar ek weet een ding, dat God het ons lief. Net soos ons is. Sê vir jouself, God het my lief. Net soos ek is. Al vloek jy nog vanmôre. En al lieg jy nog vanmôre. En al maak jy ander mense dalk nog sleg vanmôre. Whatever, die Here het ons lief, net soos ons is. En daarom sê ons uitnodiging in ons gemeente is, kom soos jy is. Sodat God jou kan ontmoet, waar jy is, en God 'n werk kan doen in ons lewens. Al die ouens wat aanlyn kyk vanmôre, wat by die huise is, omdat hulle siek is, en hulle kyk aanlyn, dis julle laaste waarskuwing, ons hoop om julle volgende Sondag die kerk terug te hê. Ek dink dis die regte ding om te doen, om vir die ouens te sê. Ons begin vandag met 'n reeks oor 4 weke, en ons reeks waarin ons begin vandag is getema of getitel dat liefde beweeg my. Kyk gou 'n bietjie langs die ou. Moet niks sê nie, kyk net links en regs van hom. Dis al, ek gaan jou nou herinner wat jy vanmôre gesien het in sy oë. Die kerk. Nie die kerk in Kaïro of in daai ander plekke nie, hierdie kerk. Met hierdie mense. Ek en jy. Mense sit in die kerk liefdeloos. En hulle ken nie die liefde van God nie. So ons gaan in 4 weke gaan ons bietjie met mekaar delf oor liefde wat 'n mens behoort te beweeg. Die liefde van God wat jou moet beweeg om sekere aksies in jou lewe te doen. So saam met dit gaan ons, ek net gou hierdie ding aankry, hierdie reeks gaan om ten doel stel dat ons 'n paar somme moet maak oor die volgende 4 weke. Nou hierdie is 'n maklike som. Dis nie meetkunde nie, dis nie wiskunde nie, dit is somme net, wat 'n ander maklike som, tolletjie liefde, tolletjie, wat sy wiskunde? Wieletjie wiskunde. Wat? Nee, maar ons hou dit by wieletjie wiskunde. Wieletjie wiskunde is waarmee ek hierdie skool gekom het. Okay, ek het daarmee hierdie skool gekom. Nou is oud is ons. So sommige ouens pluk somme. Hulle pluk wiskunde, wat ek al, kom ons noem dit maar so. Hulle pluk hierdie goed. Want dit is een van die vakke wat jy eintlik nodig het in welke rigting jy wil ingaan. En dan doen hulle maar net 'n want hulle moet wiskunde hê om 'n volgende vak te doen of in 'n job in te stap. Jy moet wiskunde hê as jy 'n vlenier is. Die Here bewaar jou baie ernstig as jy op die Erie klim en daai pilot het nie somme nie. En hy het nie somme net somme nie. Hy moet 'n kwaai som kan doen. Of is die pilot van die huis af werk. So die Here bewaar jou. Maar ek gaan met jou begin praat oor 4 weke oor die liefde van God wat 'n mens moet beweeg in sekere rigtings om sekere goed te doen waar die kerk en mense in die kerk nie uitkom nie. Ons kom nie daarop uit nie want ons leef dit nie. Ons leef nie die liefde van God waarmee hy ons so lief gehad het, waarmee hy kruis toe is. Ons leef dit nie. En daarom is die kerk in 'n bedenklike toestand. En omdat die kerk in 'n bedenklike toestand is, werk dit nie af nie, dit werk op. Want omdat die kerk nie meer uit die perspektief van liefde uit kan bid en die troon van God kan soek nie, Dani is nou nie hier vanmôre nie. Maar laat ek my maar in toe maak. Jy is hier. Ja. Is daar ouens in hoë gesetelde posisies wat nie hulle job doen nie. Omdat op grondvlak die kerk nie meer verstaan wat dit is om die liefde van God te predik in ons kinders, sodat wanneer hulle groot is, hulle die beste sal hê
En wanneer hulle presidente word en hulle in die kabinet kom, dat hulle God kan ken. En uit die liefde van dit goed kan doen nie. Okay, ek weet jy verstaan nie. Ons kom kerk toe. Ek sê ons gaan somme doen, hou vas, ons kom nou daar. Ons kom kerk toe want die Here moet vir my iets doen. Ons kom kerk toe want die Here moet my help, die Here moet my genees, die Here moet my 'n nuwe job gee, die Here moet my finansies stabiliseer, die Here moet my huwelik red, die Here moet dit doen, die Here moet dat doen. Ons kom kerk toe want ons wil hê die Here moet iets doen vir ons. Amen. Nie my eintlike eienaam wees, want dis die probleem. We always seek what's in it for me. Ons roep altyd. Juis wanneer ons die liefde van God moet ken, roep ons teenstrydig met dit, wat is in dit vir my? En dis seker nie verkeerd om te kom vra dat die Here moet instap in ons lewe en ons gesond moet maak en ons van ons allerhande goeders moet kom genees nie. Maar wanneer vra ons dat dit wat hy gewerk het aan die kruis van Golgotha deur ons moet werk, sodat ons hom deur sy God-tipe liefde kan dien en die wêreld kan evangeliseer met die liefde wat hy aan die kruis van Golgotha vir ons openbaar. Jy sien, ons mis die punt. Ons het 'n helpende hand afdeling en geen refleksie op niemand nie. Maar it's all about giving en gee en gee en gee. En ek sê weer, geen refleksie op niemand wat 'n kospakkie in hierdie gemeente kry. Nou kom ons praat van ander mense dan. Hier's ouens in hierdie omgewing wat padbediening het. Hulle staan in die paaie en hulle gee mense kos en hulle het sulke groot speakers en hulle doen gospel musiek en hulle bid vir ouens. Vir daai oomblik is God vir daai mense wat 'n brood of 'n melk of 'n blikkie kos kry. Hoor wat ek hier wil sê vanmôre. Vir daai oomblik, daai aand op die pad, is vir daai mense wat kos kry, God 'n realiteit. Maar in die weke wat kom, is God nêrens te vind of te sien in sy lewe nie. Dan lewe hy weer soos die Satan uit die hel uit. Terwyl die liefde van God mense se lewens so moet impakteer, dat al gee ek vir jou 'n brood, dat God vir jou God kan wees. Moet ons die kerkmense in staat kan stel om met die liefde van God môre verder te kan gaan as wat die brood en die blikkie kos kan gaan. Want solank iemand net gee, wanneer begin jy God te vertrou deur sy liefde om te verstaan dat God sal? En God voorsien. Ek het in my eie lewe, in hierdie laaste ruk in my eie lewe, het ek in mense se lewens ingesaai, omdat ek in my eie lewe die liefde van God gesien geopenbaar is in my besigheid. En ek het die vermoë gehad deur dit om net in mense se lewens in te saai. Hoekom? Want die liefde van die Here dryf my om ander mense tog nader aan te kry met die getuienis wat ek gaan hê om te sê, hier is vir jou iets, jy kan nie hier kom, maar hier is vir jou iets, kom. En dit is die liefde van die Here. So jy sien, wanneer jy kerk toe kom, vergeet 'n bietjie van wat is in dit vir my. Wat gee ek vir die koning? Wat bring ek na hom toe? En ons praat oor die volgende 4 weke oor om invloedryk te lewe. Invloedryk. Jy kan mense beïndruk soveel as wat jy wil. Mense kan vir jou mooi goed sê soveel as wat hulle wil, maar that's that. Al wat jy gedoen het, jy het hulle beïndruk. Maar wanneer begin ons invloedryk te lewe? Vandat ek hier is, ken die ouens my oor die straat, die ouens ken my van hier af tot op die volgende blok. Die ouens hier agter ken my. Want ek het gaan sê wie's ek. Hulle moet weet. Hulle moet weet. Something new is going to happen in Daspoort. Hulle moet kan weet. Bring die heerlikheid van God terug in hierdie plek. Hoor jy wat sê ek vir jou? Bring die grootheid van God terug, hoe? Deur sy liefde. Deur invloedryk te lewe.
So ons gaan 'n paar somme maak in die volgende 4 weke. Ons praat oor om invloedryk te lewe, sodat ons die ritme van God se liefde kan verstaan in ons lewe, om te weet, omdat God my so liefgehad het ek nie nodig om terug te hou nie. Nou kom ons gaan 1 trappie terug. Ek dink ek het jou gemotiveer om vanmôre te gee vir die werk van die Here. Nou kwalifiseer of diskwalifiseer jou gou vanmôre self. Wat het jy in die sakkie gegooi? Wat jou liefde vir hom teenwoordig? Dis al wat ek wil sê. Ons noem hierdie invloedryk 'n reeks, 'n +1. Met ander woorde, wanneer jy na God en sy liefde kyk, is daar altyd 'n plus. God se idee was dat hy vir hierdie verlore gaande wêreld aan die kruis moet sterwe. Dit was die plus gewees van sy liefde wat hy vir die wêreld gehad het, om te sê, ek wil betrokke raak by hierdie wêreld, ek wil my soewereiniteit, my hemelwoning verlaat, ek wil kom mens word, want dis 'n klomp mense wat verlore gaan, en die +1 gaan wees my liefde aan die kruis. Ons moet somme maak, en die +1 wat ons gaan doen is, vanmôre se reeks, dat ons as mense deur die liefde van Christus moet empatie hê, plus aksie, en dit is gelyk aan liefde. Dis die plusom van vanmôre se preek. Dis die plus wat jy moet maak. Sê bietjie, empatie plus aksie is liefde. Liefde beweeg ons om dit te doen. As jy nie beweeg is om vir iemand te gee wat jy sien wat in nood is nie, beteken dit dat liefde van God jou nie beweeg. Net dit. Net dit. As jy nie jou hand diep in jou sak kan druk en gee nie, beteken dit die liefde van God is nog nie in jou hart standvastig. As jy nie na mense toe kan loop en vir mense aanbied en help en gee en daar wees en uitreik en saam met hulle bid en saam met hulle huil en saam met hulle ween, beteken dit jy het nie die liefde van God nie. Want so ou het vir jou 'n vreemdeling geword. Want ons wil mos nie betrokke raak in mense se lewens nie. Ons wil nie daar wees nie, want dan word dit my verantwoordelikheid. Dan moet ek my beursie oopmaak. Ek moet my bankrekening klaar maak. Ek moet my kar leen. Ek moet my goed gee. En dan leef ek nie invloedryk nie. Dan leef ek vir myself. Dan leef ek net vir myself. In die wêreld waarin ons lewe, word ons geraak deur mense wat ontberings moet deurgaan, wat baie swaar kry. En hierdie tipe lewe kan 'n mens dring, dat ons baie keer selfgesentreerd lewe. Maak my oë toe vir mense langs my. Het jy al in die nag wakker geword? Of was jy al op die pad? Vroeg in die môre, laat in die middag, whatever. En dan breek jou kar, of jy hardloop uit petrol uit. En dan vra jy vir jouself, wie sal ek bel? Wie sal ek bel om my te kom help? Wie is daar wat met my empatie gaan hê? Wie is daar wat op sal staan, 'n kannetjie brandstof vat, dit gaan volmaak en dit aan my toe bring en nie 'n verskoning sal hê nie. Dink ons nie die kerk het te veel verskonings oor die wonderlike evangelie van Jesus Christus nie. Dis hoekom kerkbanke leeg is. Dis hoekom goed net nie meer gebeur nie. Dis hoekom jong mense net nie meer die passie het om by die Here uit te kom nie. Ek dank God vir dit wat heiliglik in ons gemeente gebeur met Audrey en al die jong mense. En ek hoop dat jy asseblief sal beginne, en ek weet jy gaan, om by mense die passie wat jy het en die oortuiging van die liefde wat God in jou hart geplant het, by ons jong mense kan tuisbring, sodat hulle kan weet dat hulle weet, omdat God hulle liefhet, is hy hulle eerste liefde, en daarom moet hulle hom terug lief hê, want hulle is die kerk van môre, hulle is die gouverneurs en die raadslede en die ministers en die presidente en raadgewers van môre, en as ons kinders nie opvoed nie, dan verloor ons. As ons kinders nie die liefde van God gee nie, verloor ons. Jy moet begin bid vir ons jeug. Hoeveel was julle laas Vrydag? 18, eerste Vrydag 25. Miskien was dit om my pizza was.
So right. Dis reg so. Paulus sê vang hulle met lus. Vrydag wat verby is 18. 18 is 'n goeie getal. 18 beteken Audrey het reeds iets gedoen om haar liefde van God te bewys sodat dit in ander jong mense se harte afgedruk kan word. En dis wat ons wil hê. Ons soek nie draadsitters nie. Ons soek nie kritikiste nie. Ons soek nie mense wat negatiewe goed spreek oor ouens in ons gemeente en teen die pastore en teen die bestuur van hierdie kerk. Ons soek jy, as jy dit wil doen, voetsek. Gaan weg. Sorry, jy ken my, ek's uitgesproke. Ek het nie gevloek nie. Ek het gesê vat jou paai en waai. Want die oomblik wanneer jy begin uitgesproke raak teen goed wat in God se riem gebeur, beteken dit jy verstaan nie die liefde van God nie. Want die Bybel sê die liefde van God verdryf vrees. Vrees. Ja. Hy sê hy het my nie en vir jou ook nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. So waaroor worry jy oor die lyding wat in die kerk gebeur? Dien jy die Here saam met ons en ondersteun ons met die liefde van God, dan sal alles in plek val. Maar as om 'n kerk nie meer vir 'n predikant te bid nie meer 3 uur in die oggend opstaan en 4 in die môre begin bid, soos die ou mense van oud dit gehad het om vir kerke en predikante en mense en gesinne te bid, dat die kerk is in 'n toestand wat dit is. Ons bid nie meer nie. Jy bid nie omdat jy die liefde van God verstaan. Jy bid nie omdat jy nie die liefde van God verstaan nie. As jy sy liefde verstaan, sal jy bid. Die liefde van die Here moet mense drywe na die groter prentjie toe, want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat almal wat in hom glo nie verlore mag gaan. Wanneer ek invloedryk begin lewe, en wanneer ek die +1 som maak, beteken dit, ek word uitgedaag om te beweeg na iets groters as my eie kortsigtige leefwêreld. Hoor jy dit, Pieter? Wanneer jy liefde leef, wanneer jy die liefde van Christus leef, word jy uitgedaag om na 'n groter speelveld toe te loop, as waar jy opgewoond is. Ek was al gekritiseer, baie. Jy doen te veel vir mense, jy gee te veel vir mense. Jy's nooit by jou huis nie. En ek sê dit met geen negatiewe refleksie nie, daar moet 'n balans wees altyd, dit verstaan ek goed. As iemand wat R1000 moet skenk, kan jy dit nou optel? Moenie uitgaan nie, bring hy R1000 nou. R1000. Jy sien, ons word uitgedaag om te beweeg na iets wat groter as ek is. Want by ons gaan dit mos oor my wêreld. Dit gaan oor my tafel. Dit gaan oor die brood op my tafel. Dit gaan oor my geld. Dit gaan oor my huwelik. Dit gaan oor my werk. Of val julle nie? Dit lyk vir my nou, julle raak nou stil. Ons is almal skuldig daaraan. My werk, my geld, my kerk, my huwelik, my maat, my verloofde, my seun, my dogter. Jy sien, die kerk moet ophou geraak word. En ons moet ophou vasgevang word deur bekommernisse en oor ons eie kos en oor ons eie geld in die bank en oor wat ons gaan aantrek en hoe ander mense my gaan sien. Ons moet ophou om hierdie goed bekommerd oor te raak en ons moet begin in die ritme van God se liefde te lewe. Buite die grense. Hy het buite die grense van sy hemelwoning gegaan. Gaan lees maar 1 Timoteus 3 vers 16. En onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Hy het buite die realm, die grense van sy hemelwoning gegaan. En hy het 'n mens kom word. Sy liefde kom leef. Sodat ek en jy dit kan leef. Liefde moet ons beweeg om elke uitdaging suksesvol af te handel. Hulle kom voor hierdie kerk se hek aangestroom. Ons kan nie vir almal iets gee nie. En ek wil om verskoning vra vir wat ek altyd sê. Moenie my verkeerd verstaan nie. Ek sê weer, ons kan nie die hele wêreld voorsien nie.
Maar die opdrag was, gaan in die hele Judea, of die hele Jerusalem, dan Judea en dan in die verre plekke. Ons het nodig om ons mense eers te help. Ons het nodig om ons mense eers te help. Ons moet vir almal kan gee, maar wanneer die tyd reg is. Nou is die tyd nie reg om vir die boemelaar daar en Doer en daar te kan gee nie. Die tyd is nou ryp om hier te gee, want die nood is nou hier. So ek vra verskoning in dit wat ek gesê het om te sê, glad nie vir mense buite nie. Want die liefde van God moet my dring om buite die grense van my. Benedict, julle laat die pla my glad nie, okay? Hoor wat sê die Bybel? Ons word uitgedaag om weer goed waar te neem wat om ons aangaan. Die liefde van God moet ons beweeg om goed waar te neem wat om ons aangaan. Johannes 1 vers 16 het gesê, en ons het die liefde van God wat aan ons geleer en gegee is. Wat het sy liefde aan ons kom doen? Geleer en gegee. Geleer en gegee. So ons leer vanmôre sodat ons kan uitgee in ander mense se lewens. Jy het nie nodig noodwendig altyd om geld te gee. Jy kan dalk met iemand gaan sit en klankbord. Net saam met iemand bid. Jy hoef ook nie eens na hom toe te ry nie. Want die liefde van God ken nie tyd en afstand en plek nie. Ek het hierdie week oor die foon vir 'n klomp mense gebid. And my spirit was so uplifted gewees. Probeer ek vir iemand bid. Regtig. Doen dit. In plaas van om iemand raad te gee. Sê vir hom, wow, kom ons bid gou. Net dit. Dan demonstreer jy mos die liefde van die Here. Die kinders van die Here se respons is om op God se uitnodiging wat hy aan die kruis gegee het te reageer. Buitengewone invloed te hê op mense se lewens omdat die liefde van God buitengewoon was. Sy liefde was buitengewoon, daar was niemand, sê die Bybel, wat hom kon help nie. Hy het gekyk oor hierdie aarde, sê Jesaja, en hy het niemand gesien wat vir hom kon help. Toe besluit hy, maar ek sal self. Jy sien, daar's ou Daniel Coleman, hy's 'n baie welbekende sielkundige en 'n deskundige op emosionele intelligensie. En hier lê die ding wat die kerk mistas. We don't notice, and we don't notice, that we don't notice, and therefore we won't act. Okay. Jy kan gebruik maak van die moederskamer. We don't notice, and we don't notice, that we don't notice, and therefore we don't act. Dit nie wat die kerk doen. Ons neem dit goed waar, en ons neem dit weer 'n keer waar, en ons hoor nog 'n keer van iemand se lief, en ons hoor 'n ander keer van iemand se leed, en ons reageer nie daarop nie. Al wat ons vir mense sê, is die cliché. Hou vas, die Here is in beheer. Hou vas, die Here gaan. Hou vas, die Here dit. Dis nie wat mense wil hoor nie. Sit vir hom iets op sy tafel, dan word God sy God. Daarom doen ons hierdie plussom en hierdie reeks om te sê, ek het nodig om empatie en aksie te plus, sodat ons by liefde kan uitsom. Die som van liefde is empatie en aksie, sodat ons by God tipe liefde kan uitkom. By God se tipe liefde kan uitkom. Hoe kom ek by die beweging van God se liefde uit? Hoe bring dit my daaruit? Jy moet die som maak. Wat is die som? Ek moet optree. Daar moet 'n aksie wees. Daar moet iets wees wat die kerk kan doen om ander mense te kan help en te verlig. Dis 'n +1 som. Om die ritme van by die ritme van liefde uit te kom, moet ons verby die emosies van ons eie ek
kan beweeg en die ellende van ander mense te kan raak sien. Dis hoekom ons hulle nooi, kom soos jy is. Aksie, empatie plus aksie, dan vra ek jou, het jy die Here lief? Ja, ons het die Here lief. As ek daai retoriese vraag vanmôre vra, om vir jou te vra, het jy die Here lief? Want hy het vir Petrus gevra, het jy die Here lief? Almal het sê, maar ek het die Here lief. Ek het die Here lief. Ek is dan hier vanmôre, ek het die Here lief. Maar het jy die aksie? Het jy die aksie van jou ware liefde wat jy so maklik verklaar? Doen jy regtig die liefde? Doen jy dit? Doen jy liefde? Draai jy jou rug? Hardloop jy weg? Besluit jy om nie in te stap nie? Besluit jy om nie te gee nie? Doen jy liefde met die regte hart? Jy sien, God was beweeg na hierdie wêreld toe deur sy empatie. En dis wat empatie beteken. Daar's 'n verskil tussen simpatie en empatie. Empatie beteken dat iemand binne in die leefwêreld van iemand anders in beweeg, sodat daar 'n uitkoms kan wees. Simpatie sê, ag, moenie worry nie, hou aan, die Here sal voorsien, die Here het my daardeur gedra, die Here gaan jou ook daardeur dra. Dis swak. Hier lê die uitdaging. En ek weet, ons is nie almal daar nie. Ek ook nie. Maar hier lê die uitdaging. Pastoor, scammers by die bank het my hele pay, R25,000 uit my bank uit gescam. Jesus, ek hoop die versekering betaal dit vir jou terug, jong. Jy is maar 'n cash loan, jy is om by jou baas moet gaan hoor. Waar is die empatie van die kerkmense, sonder om te worry of ek dit gaan terugkry? Volg jy? Om te gaan sê, hoe gaan ons maak om hierdie boeta van ons R25,000 terug te kry in sy rekening, sodat hy vir sy vrou en sy kinders kan kos op die tafel sit en sy huispaaiement kan betaal? Verstaan jy wat ek probeer sê? Los daai mamma, los haar. Bernadette, jy's welkom, jy kan regtig daar agter gaan sit. Moenie dat jy ontnugter nie asseblief, hoor. OK, daar sê nou sy weer stil. Daar sê mamma. Ja. Net toe nou aan pastoor praat, toe sy stil. Sy wil net kyk, laat sy na my toe kyk. OK, julle het nou almal verloor wat ek gesê het. En jy het vir jouself besluit, ek gaan nie bydra tot daai ou se R25,000 nie. Dis ons wat kerkmense doen. Ons stap weg van die probleem af. Ons stap weg van die probleem af. Ek weet wat om volgende te sê, geen net kans dat dit by jou insink. Liefde moet my beweeg. Jy moet soveel liefde in God hê, dat jy my kan vertrou. Wanneer ek na hierdie gemeente toe kom en sê, ek het met die bestuur gepraat, hier's 'n boete aan ons gemeente wat R25,000 verloor het. Hy kan nie sy huispaaiement betaal nie, hy kan nie kos op sy tafel sit nie. Hoe gaan ons hom help? Hoor jy wat sê ek vir jou? Jy moet in die liefde, jy moet deur middel van die liefde van God wat in jou hart is, deur die lens van die God-tipe liefde, moet jy my en die leierskap van hierdie kerk so vertrou, omdat jy God lief het, en omdat jy weet dat God met jou op 'n stadium al empatie gehad het, moet jy my kan vertrou wanneer ek na jou toe kom en sê, kom ons help hierdie mense. Waar's die kerk? Waar trek die kerk? Ons wil mense in die hel, in die hemel in preek en hulle uit die hel uithaal en dan kry ons hulle uit die hel uit en ons kry hulle op pad na die hemel toe, maar dan los ons hulle. Net soos ek heel eers gesê het. God is net nie meer God van liefde
wat omgee en empatie het en wat 'n aksie soek in mense se lewens. Gaan lees maar skrifte soos 1 Johannes 4 vers 9. Kyk wat 'n groot liefde God gaan aan ons geopenbaar het. Gaan lees skrifte soos Galasiërs 4 dat hy op die regte tyd empatie met hierdie sondaar mense gehad het en na die wêreld toe gekom het, sodat almal wat onder die wet was, uit die wet uitgehaal kan word en onder genade kan lewe. Maar luister, genade en liefde kan nooit gesplit word nie. As jy nie God se liefde verstaan nie, gaan jy nie sy genade. Gaan lees maar teksverse soos 1 Johannes 4 vers 7. Hebreërs 4, jy moet 'n bietjie vashou, ek's amper klaar. Hebreërs 4:15 tot 16 sê, hierdie hoëpriester Jesus Christus van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saam voel. Sê vir die ou, ek moet jou net wakker kry want jy slaap. Sê vir die ou langs jou, God voel saam met my. Come on, kyk vir hom. Sê vir hom, God het meegevoel met my. God het empatie met my. God stap in die arena van my lewe in. God stap in my lewe in en maak iets in my wakker, sodat ek die liefde van God kan demonstreer. Dit staan geskrywe. Moenie my glo nie, gaan lees dit. Hebreërs 4:15. Die hoëpriester Jesus Christus kan ten volle met ons in ons swakheid saamvoel. Voel jy alleen? Moenie. Hy is saam met jou. Want hy moes presies dieselfde versoekings as ons trotseer, behalwe dat hy nie voor die sonde geswyg het nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan ons deernis en onverdiende goedheid bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Die verskywing in Hebreërs 14 kom wanneer jy die Griekse woord verstaan van saamvoel, saamwees, meegevoel. Die Griekse woord vir meegevoel is splagnet zomi. Splagnet zomi. Dit beteken die ingewande, of sê, as ons dit so kan vertaal, ingewande het oor binne in hom in beweging gekom. Ek moet nou afsluit, want die ouens pluk soos vlee, nou stap hulle uit die een na die ander. Julle moet gaan piepie, julle moet klaar piepie, julle moet terugkom, julle moet hoor van die liefde van die Here. Come on, julle moet ophou rondloop in die kerk. Dit beteken sy ingewande het in beroering gekom binne in hom. As jy dit sien en jy sien die prentjie van God raak, daar was iets in God rondom sy liefde wat so gemotiveerd, gedetermineerd en geraak was, dat hy jou naam in sy binneste sien opspring het, sodat hy graag vir jou sy liefde wil kom deel. He was motivated with pity in his inner parts. Ek praat met jou oor liefde wat die kinders van die Here moet begin beweeg. Jy moet ophou, don't go there. Hy raak met dit wat sy ingewande beweeg en met die empatie wat hy het met sy kinders wat verlore gaan om tog net in hulle lewe in te stap. Kom hy en vir 33,5 jaar demonstreer hy empatie en aksie. En dit stel sy liefde tentoon. Hoor wat sê hy? Hy raak die onaantastbares aan in Matteus 8. Vers 3 gaan lees dit. Die malaatses. Empatie beteken dit maak nie 'n hel saak of iemand stink, vrot of sleg ryk nie. As hy in die kerk aankom, moet jy hom toebedeel met die liefde van die Here. Jy moet hom druk, jy moet sy hand groet, maak nie saak wat nie. Anders is jy verlore, jy het nie die liefde van God nie. Hier is 'n radikale woord vandag. Jy moet nie die volgende 3 reeks mis nie. Kerk gaan dalk vir jou van vandag af nooit weer dieselfde wees en jy gaan dalk vir 'n ander kerk soek. Maar dan moet jy maar gaan, want hier is die waarheid wat ek vir jou praat. Jy kan nie kies wie in die koninkryk van God moet wees of nie. En daarom, hierdie is die pragtigste Bybelse oormerk van hoe God empatie het. Hy raak die malaatses aan. Met ander woorde, dis so goed asof jy in COVID-tyd, diep in COVID-tyd, reg teenoor iemand kom staan en jy en hy dra nie 'n masker nie en jy gee hom 'n soen. Ons was almal bang vir COVID. Ons het almal maskers gedra. En ons het almal nie God meer vertrou nie. Want hulle het gesê,
En hulle het gesê, en toe wat hulle gesê het, gaan dit ook verby. En uiteindelik het God nog steeds geseëvier en was hy steeds in beheer. Want die liefde van God verdryf alles wat die vyand na ons toe bring. Hy raak vriende met die uitgeworpenes. Empatie. Dis wat empatie beteken. As jy nog nooit geweet het wat empatie beteken, hy raak vriende met die uitgeworpenes. Hy stap na hulle toe wat ryk, sleg ryk, drank asem, bedwelm, prostituie. Dani sal daarvan hou in my afwesigheid. Of in sy afwesigheid. En hy stap na die prostituie toe. Hy challenge sy eie liefde. Wanneer die kerk op 'n challenge afkom, dan retireer ons almal. Nee pastoor, jy moet gaan. Jy's die herder. Nee, jy moet gaan, jy moet dit gaan doen. Jy's die predikant. Jy moet daar wees, jy moet hospitaalbesoek gaan doen. Jy moet in die kankersale ingaan, jy moet in die melaatse sale ingaan. Jy moet by HF ingaan waar al die ouens lê met die nee, jy moet gaan, jy's die pastoor. Ja, ek sal gaan, ek worry nie. Empatie beteken dat hy nie gevoel gehad het met hulle wat verdruk en wat hulpeloos was. Gaan lees dit Matteus 9. Hy kyk na gebroke mense met sagte oë. Toe jy op so laagste was in depressie en met 'n kondisie waarmee jy gesit het en jy gedink het jy kan nie daar uitkom nie. Toe kom hy met sy sagte oë, empatie en die liefde wat hy gehad het, en hy stap in die arena van jou lewe. Hy stap in die speelveld van jou lewe en hy sê, jy's myne. Jy behoort aan my. Hy luister. Hy luister en hy verstaan emosies, empatie. Hy het medelee met ons swakheid. Hy verlaat sy hemelwoning. Ek wil 'n bietjie vinnig gaan. Empatie in aksie, dis liefde. Empatie is die vermoë om jouself in die plek. Julle moet vanaand 16 weer kom en doen ek hierdie preek oor, want ek sien julle maak nie notas nie. Empatie is die vermoë om jouself in die plek van ander mense te stel, wat deur empatie ontwikkel word, veroorsaak dat liefde sigbaar word. Empatie dryf my en jou om na die plek van ander mense gestel te word, sodat God se liefde sigbaar kan word. Empatie haal veroordeling uit my aksies uit. Wanneer jy empatie met iemand het, worry jy nie meer nie. Wanneer jy ware liefde van God demonstreer en dit empatie word, maak dit nie aan jou meer saak of dit Klaas, Sarah, Ansie, Koos, Jan of waar hulle ook al bly, wat hulle het, wat hulle ry en in watter omstandighede is nie. Die liefde van God word in 'n oomblik sigbaar wanneer die kerk gaan empatie hê met die verlore gaandes daar buite. En met die siekes in die kerk, en met hulle wat God moet vind in die kerk, en die pastore wat se voete onder hom uitgly, en ander, en hoe ook al jy dit wil sien vandag. Dit haal die veroordeling uit die speelveld van ons liefde uit. Want ons oordeel mos eers, en dan besluit ons of ons liefde gaan gee. Ek wil vanmôre vir hierdie gemeente sê, my en jou hart moet begin breek. Kan ek jou challenge? Kan ek jou challenge om vir jou, dat jy vir jouself moet sê, ek wil my hart breek vir mense. Kom aan, moenie wegkyk nie. Kyk my in die oë. Begin dan by my. Sê vir jouself, pastoor, ek gaan my hart breek vir jou en jou gesin. Kom aan. Pastoor AB, ek gaan my hart breek vir jou en jou gesin. Is dit 'n challenge? Kyk na jou man of jou vrou wat langs jou sit. Ek gaan my hart breek vir jou. Ons harte moet breek vir mense wat stikkend is. As dit nie is die ware is die liefde van God. Ons kyk mense in die kop in plaas van in die krop. Ons beoordeel mense vinnig, ons wys vinnig vingers vir mense, net omdat hulle nie in die reël van my wêreld pas nie. Jy moet 'n bietjie vashou, ek's amper klaar. Jy moet hierdie goed hoor.
Hier's 'n fenominale, wonderlike God gegewe groei in ons gemeente. En daarom het ons begin bid, want as ons nie die liefde van God kan tentoonstel in dit lewe nie, dan gaan hierdie gemeente doodloop. Hoor jy dit? Dit wat hier gebeur, kan God in 'n oomblik die maatjie onder ons uitdruk en sê, hierdie gemeente is hardhorend en balhorig en opsternaak en wederstrewig. Hulle het nie empatie nie, hulle kan nie bid nie, hulle weet nie wat dit is om liefde te gee nie. Hy kan die mat onder ons uitdruk. Wie's nie bly oor die groei in die gemeente nie? Come on. Of as jy nou skyn heilig, wie's nie? Almal van ons is bly oor die groei in die gemeente. Maar breek jou hart vir die kerk. Breek jou hart vir hierdie gemeente. Breek jou hart vir my en my vrou en my kind. Breek jou hart vir Abby, pastoor Abby en sy vrou. Breek jou hart vir hulle wat die helpende hand moet doen. Breek jou hart vir die musikante. Breek jou hart vir die seniors in die kerk. Breek jou hart vir die enkellopendes in die kerk. Breek jou hart vir hulle wat honger en wat dors is. Is daar nie 'n skrif in die Bybel wat sê, ek was dors en het my niks gegee nie. Ek was honger en jy kom my nie voed nie. Ons verstaan nie die liefde van die Here nie. Die kerk word nie geleer nie. Dit is die een profeet op die ander profeet en hulle leer van die een wonderwerk by die ander wonderwerk en hulle sê vuur uit die hemel uit wat moet val en as die vuur nie val nie, dan was daar nie 'n kerk gewees. Dit is klap, man. As jy die liefde van God lewe, sal God deur sy liefde wonders en tekens demonstreer. I'll leave it with you. Die grootste wonderwerk wat ons kan doen is om empatie met mense te hê en in jou veld in te stap. Om vir julle te sê, wat kan ek vandag vir jou doen? Weet jy wat ek empatie geleer? Toe my seun 2 jaar terug vermoor is, die ander ene Dirk. Toe bel ek eendag iemand op en hy moet vir my werk doen. Sy moet vir my werk doen. En ek redeneer met haar oor hoe ek haar gaan betaal. En sy sê, Dirk, jy verstaan nie, jy hoor nie wat ek vir jou sê nie. Ek vra vir jou, wat kan ek vandag vir jou doen? En toe ek dit eers verstaan, toe kan ons voortgaan met die besigheid. En sy het 'n werk vir my gedoen, no chance. Sy het empatie gehad waar ek was, op daai oomblik, en in my veld ingestap. En gesê, jy hoef nie oor te worry nie, ek het dit. Dis wat God doen, ouens. Dis wat God doen. Dis wat, kyk 'n bietjie, dis wat God doen. Hy stap in jou lewe en hy sê, you don't have to worry about that. God is in beheer. God het dit. Dis nie 'n klise nie, dis die waarheid. God het dit. Maar jy moet vanmôre verstaan dat God se liefde moet troon in die kamer van jou hart. Dan gaan jy dit goed verstaan vanmôre. En dan gaan die wonders en die tekens begin gebeur. Dan gaan jy nie meer senuweeagtig en verward rondsit nie. Jou hart moet breek, dan alleen sal God deur sy liefde homself kan openbaar. Empatie plus aksie is liefde. Ek het net nog gesê, as daar nie kos op die tafel is nie, waar's God? Dis wat mense in die wêreld daar buite vra. Ek wil dit omdraai. Ek wil dit omdraai. Jy mag so 'n bietjie die boude skuif. Ja, skuif dit so 'n bietjie dat dit kan bloedomloop vloei. Ons is amper klaar. Ek wil dit anders omdraai. En wanneer daar volop is, en wanneer jy genoeg het, en wanneer jy genoeg in die bank het en jou kar is vol petrol en jy het nuwe bande op en dit gaan honkie-dorie in jou huwelik en met jou kinders se verhouding en by die skool gaan dit goed en die prestasies is wonderlik en alles is mooi goed. Wanneer daar 'n oorloop is en volheid is en dit gaan goed met jou, waar's jou God? Waar's jou God? Of kom jy kerk toe om te sê, wat kan die Here vandag? Kom ons hoor of die pastoor raak preek vandag en hy preek my behoefte raak. Ek glo aan die onderskeiding. Ek glo daaraan. Maar nie wanneer jy wil nie. En wanneer ek wil nie. Maar wanneer God sê, stap in daai ou se speelveld en gaan sê vir hom,
dan doen ek dit. Ek sal dit nie uit my eie uit doen nie. Want ek wil nie vir jou lieg nie. Want dit wat jy op my woord kan bou, kan baie vinnig tuimel in mekaar. En dan is jou God kwaad. Empatie beweeg ons. En dan vind liefde plaas deur my aksie. Empatie, liefde en aksie. Liefde en aksie is dit wat my beweeg. As jy simpatie het, kan jy slegs oor ander mense jammer voel. Simpatie sê, ek voel jammer oor jou verlies. Simpatie sê, jammer oor dit. Simpatie sê, jammer oor dat. Empatie sê, met die liefde van God wil ek jou besoek waar jy is, sodat God se liefde deur my 'n wonderwerk in jou lewe kan laat volbring word. Want empatie sê, ek raak betrokke. Ek staan nie onverskillig nie. Ek staan nie eenkant nie. Ek wil hoor. Empatie maak 'n plan. Ek het jou net nou vertel van die boeta in die kerk met 20 Jesus, so iemand, was dit 'n voorbeeld, so jy kan maar lekker rustig raak. Empatie maak 'n plan. Empatie gaan buite die grense van ons vermoëns. En ons het almal baie intensies en ons het almal baie planne. En dis die ding van die liefde van God en die empatie en die aksie wat nie altyd lekker saamwerk met ons somme nie. Ek het dit hierso neergedink. Eendag, Here. Here, as jy vir my hierdie job gee, my plan. Here, as jy vir my hierdie job gee, dan sal ek. As ek hierdie job kry, gee ek my volle 10. Here, as ek hierdie job kry, mis ek nie een diens nie. Nee, hallo? As ek dit doen, Here, Here, jy moet my dop hou. Here, ek sal u dien. Ek sal alles gee. Here, as u net wil, ek sal alles. Soveel intensies. En dan kom daai alles nie eers waar dit moet wees. Hoekom lag jy vir my, Tia? Kan ek afsluit? OK, ek het dit gehoor. Kan jy vir my Lukas 10 vers 33 daar opkry? Betoon net so 'n bietjie liefde aan my nou. Asseblief. Moenie simpatiek vol met my nou wees nie, hê empatie. Hy vertel die verhaal hier van die barmhartige Samaritaan. Wie ken dit nie? Almal ken hierdie verhaal. Jy is op skool dit geleer. Jy is op die sonnaarskool dit geleer. En dis waar dit gebly het by die sonnaarskool. Jy het dit opgevoer as 'n konsert. En dis waar dit gebly het by die konsert. Iets het agtergebly. En dis jou geloof. Dis jou empatie. So hy vertel die verhaal van hierdie barmhartige Samaritaan wat by hierdie Jood opgeëindig het wat op die pad was wat deur die rowers aangeval word. Gaan lees die Bybel, dit staan alles daar. Trek met hulle Land Rover, dit staan in die Bybel. Trek met hulle Land Rover so voor hierdie ou in met sy GP. Haal hom uit daar met guns, AK-47 en elke ding en haal sy wallet uit, trek sy kredietkaart by die volgende teller, alles uit. Glo julle my? Gaan kyk in die Bybel staan. En nou sê Jesus, en daar was 'n priester en 'n leviet. Hoog aangeskrewe ouens in die tyd van die Bybel. Die roem van die Christendom. En hulle kies om nie op te tree en empatie te hê nie. Die Engelse Bybel sê, and they went into, each of them into a different direction. They went into a different direction. Maar 'n sekere Samaritaan, 'n Jood gehate. Die Jode het hierdie ouetjies nie gelyk nie, glad nie. Hulle was uitgewerp. 'n Jood, 'n Samaritaan wat op reis was,
het na hierdie Jood by hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy vir hom innig. En die kerk sê, val jou bogger, jy's nie welkom by ons nie. Jy was 'n wat en 'n dis en 'n dice. En kerkmense sê, ek wil jou nooit weer sien nie. En toe maak iemand 'n lied daarvan. Ek wil jou nooit weer sien nie. En dis hoe dit gaan in die kerk. Maar hierdie Samaritaan voel innig jammer vir hom, want dit was die etiket wat Jesus geplaas het op liefde. En hy het na hom toe gegaan. Onthou jy die Griekse woord? Splagnitusmi, om in beweging te kom, sy wonde te verbind, en om te gaan inboek by 'n hotel, en vir die hotelherbergier te sê, wat hy môre kort kom. Hierso is dit. Slaap betaal. Is vooruitbetaal. It's paid forward. Ek het jou net gesê, ons kan die brood op die tafel neersit, maar wat van môre? En dan antwoord Jesus, hy sê, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, wie dan van hierdie 3 dink jy, was die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, en toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Jy mag nooit vergeet nie. Dis die liefde van God, wat in ek en jou geopenbaar was, dat jy vanmôre hier sit. Dis die liefde van God, wat my en jou gered het. Dis die liefde van God en sy genade wat my het, waar ek vandag is. 2 vrae wat jy en ek nooit mag vergeet nie. Na hierdie diens hoop ek jy sal dit nie vergeet nie. As ek en jy in die toneel van die barmhartige Samaritaan was, as ek stop en die man help, as iemand in die kerk stop en iemand anders in die kerk help, wat sal met so iemand gebeur? Dis mos waar ons oor ingestel is. Sal ek moet iets uit myself uitdoen om hom te help? Wat gaan dit my kos? Hoeveel keer sal ek moet teruggaan na so iemand toe? Gaan ek armer word? Wat gebeur as ek die man help? En as ek nie stop by hierdie persoon wat my hulp nodig het en wat empatie nodig het van die kerk nie, wat gaan van hom word? Het jy dit al gevra? As jy nie by iemand aanklop wat jy weet wat jou empatie nodig het nie, wat gaan van hom word? Jou empatie is dalk die laaste wat so iemand nodig het in sy desperate toestand om God net weer te vind. En die kerk speel met die liefde van God. En ons kan nie mense se lewe impakteer en invloedryk lewe nie, omdat ons nie wil empatie nie. Jy moet verstaan vanmôre, ek en jy is op 'n missie. Ek en jy is op 'n missie. Ons moet onthou hoe God se liefde ons gered het. En dan sal dit nie vir ons 'n uitdaging wees. Ons sal dit net doen. So kom ons gaan huis toe, kom ons sluit af. Kom ons gaan oop oë. Hier is ons challenge. Behalwe dat jy jou hart moet breek vir mense in die kerk hierdie week. En vir mense in jou leefarea. Kom ons gaan huis toe, hierdie week en ons begin oop oë te lewe. Begin 'n bietjie oop oë te lewe en identifiseer waar daar nood en waar daar 'n behoefte is. Dis mense in die kerk wat siek is. Weet julle van hulle? Julle weet van hulle want ek sit dit op die groep. Nie een van hierdie mense wat voor my sit, het nog ooit 'n nommer gevra om te sê, ek wil vir so en so gaan kuier en vir hom of haar gaan bid nie. Gee my sy nommer. Nie een van hierdie mense wat voor my sit, het nog nooit, nee ek lieg. Tia, hoeveel mense van die kerk het jou gebel en gesê, waar is jy, hulle mis jou? Nee, wees maar eerlik, ek sal die pans vat. Niemand nie? Niemand nie. Koba vra ek daarom altyd, waar is Tia? Hoekom sien ons nie meer vir Tia nie? Sy assosieer jou met iets anders, maar ek sal jou later sê as ek jou sien, nie voor die hele gemeente nie. Maar is mooi. Wie van julle gaan Renet se nommer vra en Erik se nommer vir my vra en sê,
Ek wil net gou in hulle leefwêreld instap en sê, "Wow, ons het julle vanmôre so geniet by ons. Kom asseblief weer terug." Het jy nou vuil gekyk? OK, jou ouma ook. Sien, jy moenie lieg nie. Liefde laat 'n ou nie lieg nie. Ons, ja. OK. Wie het al vir Audrey gebel? Waar is Audrey? Sy het gedisappeer. Sy is by die babetjies. Wie van julle het al vir Audrey, julle kan nou rustig word, ons is nou klaar, ons gaan nou amper huis toe. Wie van julle het vir Audrey al gebel en gesê, "Ons is so trots op jou." En as jy dit sê, beteken dit jy het empatie met wat sy doen. Dis nie maklik om met jong mense te werk nie. Sy moes gaan studeer dit vir 3 jaar. Dis nie maklik om met jong mense se grill en se gier en se bye en se hormone wat omsit in dimone te werk nie. Ja, jong mense se hormone sit oor in dimone en sy moet daarmee deel. Het jy haar gebel en gesê, "Ons bid vir jou, girl." Daar haal jy nou my wind uit my seile uit. Dankie, Hetty. Baie dankie. Ek weet hier's ouens wat bid, maar geen fout nie. Ek weet hier's ouens wat bid. Ek weet hier's mense wat bid. Ek stel net 'n example. Liefde supposed to be closely knitted in this family. Ons moet liefde leef. Ons moet in mekaar se leefwêreld instap. Empatie, aksie en dit bring liefde. Mag die Here vir my en jou hierdie week regtig waar iets in ons harte laat ontplof het oor hierdie woord. Regtig. Ek weet jy mag nie op die groep terug antwoord nie. Want ek doen dit met 'n doelbewustheid. Daar's 'n doel daar agter. Maar ek het 'n privaat WhatsApp om vir my te sê ek dink aan jou vandag. Dankie Elsabie dat jy dit doen. Ek bid vir jou en jou gesin. Ek bid vir pastoor Ivy en Tommy. Daar's mense wat dit doen. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons stap in mekaar se arenas in en ons werk die perfekte liefde van God onder mekaar uit. Kom ons gaan na mekaar toe. Kom ons verpleeg mekaar se wonde. Kom ons praat nie baie nie, maar ons doen eerder. Kom ons betaal die prys wat hy betaal het. God se liefde, sy prys was die dood van sy seun. Kom ons kyk met ander oë na die mense wat om ons lewe. Kom ons kyk na mense met ander oë. Kom ons staan op ons voete. Ek kyk na jou vanmôre deur die lens van God se liefde in my hart. En ek wil vir jou sê, soos ek nou die dag weer vir jou gesê het, as jou hart met my hart reg is, soos my hart met jou hart reg is, ek het vir jou lief met die liefde van die Here en ek gee om vir elke een in hierdie gemeente. Pastoor Ivy, ek weet, hy leef dieselfde. Pastoor Wynand, jy's vir die laaste paar weke al deel van ons gemeente. En ek weet, jy praat met mense, jy kommunikeer met mense. En dis wie ons is. Dis die liefde. Dis die liefde. Kan ek jou vra dat ons mekaar se hande so sal vashou? Net daar waar jy in die bank staan. Hou mekaar se hande vas. Stap 'n bietjie uit die bank uit. Ja, daar is hy. Stap so 'n bietjie uit die bank uit, gaan staan so middel in die ry. Die jonges stap na die jonges toe, die ouens ry bietjie uit. Pieter, jou paal stap bietjie uit daarom vir julle se kant toe. Ja. Of jy nou eers ry, kom ry jy ou langs jou. Jy moet nie nou ry oor die ou langs jou ry. Daai is wat ons nodig het. Ken julle daai song? Nou gaan ons hom afsluit. Dis lekker as die ouens saamwerk, saam luister. Ek weet nie lekker hoe gaan hy nie. Renet, ken jou? Bind
Together, Lord, bind us. Together, Lord, bind us. Sing. There is only one God. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together with love. Dis al wat nodig is. Al wat nodig is. En ons gebed vanmôre is dat hy ons so met mekaar sal bind. As iemand nie hier is nie, dat dit aan ons so sal vreet, dat ons nie anders kan om in hulle leefwêreld in te stap en te bid, en te hoop en te vra, is alles oukei nie. Dat ons nooit sal bang wees om te vra, wat kan ek vir jou doen nie? Dat ons altyd gereed sal wees om God se liefde tentoon te stel en te openbaar aan die mense saam met wie ek leef, saam met wie ek werk en die mense op wie se pad u ons sit. Laat Here u woord in hierdie week in ons lewens sal veel vrug dra, sodat ons volgende week sal terugkom en 'n getuienis kan bring van hoe groot die liefde van die Here is. En ons dankie daarvoor. Amen.